maar vraag of jou vraag. As jy nou dink aan geseënd, aan wat dink jy? As jy nou dink aan die woord geseënd, aan wat dink jy? Dink jy aan meer geld, beter gesondheid, of miskien 'n groter huis, sukses in die lewe? Maar ons hoor dikwels al hierdie goeders en ons dink, dis 'n geseënde lewe, dit is geseënd. En dis gedeelteliks reg. Maar wat Jesus vir ons definieer, luister gou wat Jesus sê, maar Jesus gee vir ons 'n definisie wat die wêreld heeltemal deurmekaar maak. Hy sê dit is saliger om te gee as om te ontvang. Met ander woorde, die wêreld sê, kry meer, kry nog, kry. Besit, kry meer geld. Waar Jesus sê, gee meer. So die sleutel van 'n geseënde lewe is nie hoeveel ons ontvang nie, maar hoe gewillig is ons om te gee. En dit praat nie net van finansies nie, maar ons sal 'n bietjie praat nou, ons sal nou sien wat die woord 'n bietjie vir ons sê. Maar die koninkryk van God werk anders as die wêreld. Het jy al dit gesien? Die wêreld en God se koninkryk is heeltemal anders. En vandag waar ek hierdie geseënde lewe vir julle wil wys is van hoe die wêreld ons baie keer ons so die mekaar gemaak het van wat is 'n geseënde lewe. So ons lees in Handelinge, hierdie keer gaan die vers op die bord vir julle verskyn. As julle by julle Bybels het, mag jy dit ook oopmaak. Handelinge 20 vers 35. Is jy sê daar? Okay. Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons harder moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde wat van die Here Jesus. Hy het self gesê om te gee maak 'n mens gelukkig as om te ontvang. Is dit nie mooi woorde nie? Dis beter om te gee as om te ontvang. Ek weet nie van julle nie, maar dis nie altyd lekker as ek by 'n as dit Kerstyd is en jy ontvang nie 1% nie. Ek weet nie van julle nie, maar toe ek jonk was, en daar was nie 1% vir my onder 'n boom gewees nie, was ek maar 'n bietjie teleurgestel. Maar toe ek nou begin 'n pappa raak, verstaan ek die konsep meer van, dis beter om te gee as om te ontvang. Ek wil nie meer hê nie, ek wil meer vir my seun gee. En dit wat God vir ons wil, hy wil vir ons gee. So ons weet nie altyd van, ons wil meer hê baie keer, maar dis beter om te gee. Ons leef in 'n kultuur wat sê, kry meer, spaar meer, besit meer, bou vir jouself ietsie, maak 'n naam vir jouself in hierdie wêreld. Maar Jesus sê heeltemal iets anders, hy sê gee. Dis hoekom die koninkryk anders te werk as die wêreld. Die wêreld sê kry en die God se koninkryk sê gee. Spreuke 11 vers 24 en 25 sê, daar is mense wat vrylik uitdeel en tog steeds meer het. Daar is ander wat suinig is en tog arm word. Wie 'n ander voorspoed gun, sal self oorvloed hê. Wie die dors van die ander les, sal self genoeg kry as hy dors is. So die een deel uit en die ander en hy kry nog meer. God se ekonomie werk anderste. En ons is so in hierdie wêreld ingedruk van hoe ons moet werk in hierdie lewe. Kyk, geld is belangrik in die wêreld. Is dit nie so nie? Ons kort geld. Maar as 'n ding van is, ons moenie die liefde vir geld hê nie. Wat sê die woord vir ons, die liefde van geld? Wat is dit? Die oorsprong van wat? Kom, wat is dit? Kom, julle is so slim, geestelike, gevulde mense. Wat is die liefde vir geld? Wat is mammon, maar wat is dit? Wat beteken? Wat kom uit die liefde van geld? Greed, Ewel kom uit die liefde vir geld. So wanneer jy gee, wanneer jy iets gee, nie net geld nie, wanneer jy iets gee, so nou by jy kom, wat kan jy gee? Is van wanneer jy gee, gee jy hoop.
Jy gee liefde. Jy gee tyd. Jy gee finansies en jy gee jouself. Maar wat sê Jesus vir ons? Hy sê, tel op jou kruis daagliks en volg my. Wat beteken om jou kruis op te tel? Om jouself neer te lê, wat ek wil hê, neer te lê en sê, Here, ek volg U en wat U wil doen. Ons het eintlik so mooi, as julle was met daai van What on earth is God doing in my life? Van Bruce Wilkinson. Het hy so mooi verduidelik, hy het 'n beursie in sy sak wat daar so ekstra geldjies in is. En hy sê, wanneer die Here vir hom sê om iets te gee, dan haal hy beursie uit en hy gee die geld daarin is. Hy sê, dis soos 'n, ek kan nie presies die woorde onthou wat hy gesê het, maar soos 'n blessing beursie. So wanneer hy ietsie ekstra het en die Here sê vir hom om te gee, wat doen hy? Want jy kan soveel getuienisse hoor van mense wat bid en hulle sê, Here, ek kort hierdie of ek kort daai of ek kort hierdie soveel finansies en die Here gee, wat doen hy? Hy gee op die sent, die finansies wat hy nodig het. Is dit so nie? Het jy al sulke getuienis gehoor? Het jy gehoor? Soos God kan voorsien. Maar hy vra vir ons, God gebruik dit. God gebruik wat? Jou gee. Jou hoop gee, jou liefde gee, jou tyd gee, jou finansies gee, jou self gee. God gebruik dit. Kom ons kyk gou vanaand na 'n see. Julle almal ken hoe 'n see lyk, nê? Maar kom ons kyk gou na 'n binnelandse see, die see van Galilea. Jacques, en gou daar volgende prentjies hier. So sien jy hoe daai see werk. Hy ontvang en hy gee. En dis hoekom daai see, mense kan 'n lewe maak uit daai see uit. Hulle kan vis vang. Hulle kan 'n lewe vir hulle self maak. Maar kom ons kyk na 'n ander see. Die dooie see. Wat doen die dooie see? Hy ontvang net. Jy kan nie eintlik, as jy ooit gaan, jy kan nie by die dooie see net ingaan nie. Want hy is so, hy het minerale in, wat die water so dig maak, dit brand jou. Jy kan net 'n sekere tyd daar binne wees. En as jy in hom inspring, dan kan jy net soos op hom, jy kan letterlik dryf op hom, jy hoef nie eens asem in te hou nie, jy dryf net. Want die water is so dig, maar niks kan in dit lewe nie. Want dit is dood. Hoekom? Want hy ontvang net, hy gee nie uit nie. Jy moet kan ontvang en uitgee. As jy heeltyd ontvang, dan word ons dood. En baie Christene wil net ontvang. Maar God roep ons om 'n deurvloeikanaal te wees vir ander. Soos die kerk is 'n deurvloeikanaal vir iemand anderste, vir die gemeenskap en vir organisasies. Dis nie net 'n dam nie, dis 'n rivier. Want jy moenie dit ook net 'n dam wees nie. Jy moet 'n rivier wees wat vloei en gee en wat jy ontvang weer uitgee. Want 'n geseënde lewe begin by die vrywillige hart. 'n Vrywillige hart. Kom ons lees gou 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 8. Dink daaraan. Wie karig saai sal karig oes. En wie volop saai sal volop oes. So hierdie is 'n Bybelse beginsel wat julle miskien ken, maar ons herinner onsself net aan die Bybelse beginsel. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het. Nie met teensin of uit dwang nie. So wat sê dit? Jou hart is belangrik in hierdie saak. Want God het 'n blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Hierdie is wat Paulus vir ons leer en Paulus vir ons sê. Glo jy dit in daai konsep van saai en maai? My oupa het my geleer van saai en maai. My ma het my geleer van saai en maai. En miskien, partykeer vat 'n oes lank om in te kom. Miskien lyk dit of die oes eers volgende jaar of 2 jaar inkom. Partykeer as jy nou, kom ons vat nou so.
appel. Ek nou nie appel hier so vandag. Maar as jy nou 'n appel oopsny, wat is binne in hom? Daar's pitte. Jy kan tel hoeveel pitte daarin is, nê? So jy ontvang nou die seën, jy kan tel hoeveel seëninge daarin is. Maar wat gebeur as jy daai seën weer plant? Wat kom op? 'n boom. 'n boom kom eers op. Voor 'n appel kom daar 'n boom. En daai boom moet groei. Daai boom moet voeding kry. Daai boom, moet aandag kry. En is daai boom, jy moet hom so koester en so aandag gee. Party bome, party appelbome vat 7 jaar eers om appels te gee. So dit kan miskien nie, jy saai nie miskien vir jou generasie nie, maar vir die volgende generasie wat kom. Dis die konsep van saai en maai. Dis nie baie keer altyd vir ons nou nie, maar God kan dit gebruik vir later. Paulus praat nie net van geld hierso nie, maar hy praat oor jou hart. God sê, hy is 'n willeggewige gewer wat lief. So dit maak nie saak van hoe jy gee, wat jy gee nie, is van wat se hart gee jy dit. Soos of kom ons baie hierso om kollekte te gee en tiendes te gee, maar wat se hart gee jy dit? So, is 10% ek kan ingee. Ek kan baie meer geld gedoen het. Is dit 'n goeie hart? Is dit dwang? Dis met dwang gedoen. So ons moet kyk na ons hart, voor jy iets gee, kyk na jou hart. Want God het 'n blymoedige gewers lief. Hy kyk nie eers na die bedrag nie, hy kyk na die hart. Kom ons vat die vrou wat in die tempel was. Julle almal ken hierdie storie seker. Jesus in die tempel met die fariseërs en hulle gaan na die offerboks toe en die vrou kom daar so en sy gee haar laaste 2 muntstukke. En sy sit in die offerboks. Die laaste 2. En die ander kom daar aan en hulle gee hulle geld en kyk, ek het nie hoeveel geld ek gegee. Maar God kyk na die hart. Die 2 muntstukke het meer getel as enigiets anderste wat in daai kamer was. Want God het na die hart gekyk van die mens. Jy kan baie gee met die verkeerde hart. Of jy kan min gee met die regte hart. God kyk na die hart. Jy kan niks vir God wegsteek nie. Jy het geweet, ek hoop jy weet dit. Jy kan niks vir God wegsteek. God weet alles. Want hy kyk na jou hart. So, vrywilligheid is nie net oor finansies nie. Ons wil gou op dit. Dis nie net oor finansies nie. Ons gee vergifnis. Is dit nie so nie? Ons gee ons tyd om te dien. Ons gee ons aandag baie keer aan mense om te luister. Ons gee bemoediging. Ons gee gasvryheid. Ons gee liefde. Dit is wat ons gee. Hy het 'n blygewige hart lief. So ons praat van finansies, maar ons praat ook van hoe gee jy jou liefde vir ander mense? Is daar 'n bybedoeling met jou liefde? Is daar 'n bybedoeling met jou omgee? God kyk na jou hart. Want 'n geseënde mens leef met 'n oop hand. Hy leef met 'n oop hand en 'n hart wat wil gee en doen. God se seën het 'n doel. God se seën wat hy in jou lewe gesit het, wat hy vir jou gee, wat jy al ontvang het, die seën wat jy het 'n doel in sy koninkryk. Om 'n geseënde lewe te hê, moet ons 'n hand hê wat oop is, maar ons moet ook luister wat God vir ons sê. 2 Korintiërs 9 vers 11. Hy maak julle altyd in alles ryk, genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. Julle word in alles verryk om in alles vrygewig te wees. So mooi eintlik so mooi opsommingkie. Julle word in alles verryk om in alles vrygewig te wees. So waarom seën God ons? Waarom seën God ons met al die goed wat ons vandag het? Dink gou vir jouself. Wat het jy in jou lewe?
Wat het jy in jou, wat besit jy? Wat is jy besig, wat het jy in jou huis, in jou lewe, wat het jy? Is dit seëninge van God? Is dit? Ja, oké, goed. Iemand skielik stil geraak. So, my goed wat ek het, is wie se? Is God se. So waar is ek die een om te sê nee vir God? As God vir my sê gee. My tyd is God se. My liefde is God se. My aandag is God se. So hoekom wil ek heeltyd my aandag weghou? Hoekom is dit nie, dis beter om te gee as om te ontvang. Weet jy hoe lekker is dit om te gee? Dis lekker om liefde te gee vir iemand, né? Iemand wat 'n swaar tyd het, gaan 'n bietjie na Checkers toe of na Shoprite toe, na daai tiltannies wat daar so staan. Hulle het baie 'n swaar dag. Maar as jy vir hulle liefde gee, wat gebeur ewe skielik? Hulle kry 'n smile. En dan is hulle soos hulle help jou, en as hulle jou weer sien, hulle jou weer help. Daar by Pick n Pay, ons het altyd Pick n Pay toe gaan met teenstrooi, en ons so klein was, en hy was woelig. Maar die mense het hom geken, en hulle was lief vir hom gewees. Want hulle het elke keer, want ons was nice met hulle gewees, ons het hulle gesê, asseblief hou, ek het eentjie vir die dame gesê, asseblief hou hom net gou vas, ek wil net gou al hierdie goeders gou in die bandjie laai. En hulle was so vrywillig gewees, want ek het omgegee oor hulle. Ek wil gesê, dankie dat hulle altyd so oulik is met my seentjie. Want hoekom? Want ons liefde gegee, omgegee. Luister bietjie na hulle het baie keer ook 'n slegte dae. En die Here sit ons op hulle pad baie keer om te luister, om net vir hulle bemoediging te gee. So dit alles moet deur ons vloei. God se seëninge wat vir ons is, moenie net by ons bly nie. Dit moet deur ons vloei. Jy is 'n kanaal vir God. Amen. Jy is 'n kanaal vir God, om waar hy seëninge in jou skoot kan sit, waar hy seëninge in jou lewe kan sit, en hy sê, hoor hierso, hierdie seëning wat jy het, dis nie net vir jou nie, dis om te gee. Want hy sê, want jy gaan ryklik ontvang om ryklik te gee. Soos jy gaan meer kry as jy gee. Maar ons moet luister wat God sê. Ons moet luister wat die Here vir ons sê. Ons moet Abraham in Genesis 12, God sê vir ons, ek sal jou seën, sê God vir Abraham, ek gaan nou nie op die woord verskyn nie. Maar hy stop nie net daar nie. Hy stop nie net soos ek sal jou seën nie. Hy sê, sodat jy tot seën sal wees. Soos jy tot seën vir ander sal wees. Ons is geseënd om die seën te wees. Ons is geseën om die seën te wees vir ander mense. Die kerk is nie net hierso om geld te ontvang nie, en om julle te ontvang elke keer nie, dis hierso om 'n seën te wees vir ander mense. Ons het gister 'n handevat vergadering gehad, om die ander kerke te doen het, en waar ons die projekte 'n bietjie kyk, wat ons saam as 'n kerke kan doen, en dit was eintlik baie lekker geweest om te sien, wat daar besig is om te gebeur in ons dorp, en in ons kerk en ons gemeenskap. Want ons wil seën. Ons gaan nou nie, ons sal later vir julle nog sê wat nog beplan word, wat is 'n seën wat ons wil gee as gemeentes van die dorp, om die dorp nader mekaar te kry, en ook 'n godvreesende dorp te word. So asseblief, ek sommer dit 'n gebedssaak maak vir elkeen van julle. Asseblief bid vir ons handevat projekte, en vir ons handevat groep. Ware rykdom is meer as net geld. Paulus sê vir ons, wanneer Paulus sê, God maak julle ryk in alles. Goed. Praat hy nie net van finansies nie. Hy praat van God kan jou seën met vrede, wysheid, gesondheid, vriendskappe, 'n sterk huwelik, kinders, geleenthede, genesing, gawes, sy teenwoordigheid. Is dit nie die seën as wanneer ons die teenwoordigheid van God ervaar nie? Is dit nie 'n seën wanneer ons sien dat ons kinders of ons kleinkinders op die regte pad is nie? Is dit nie 'n seën van God af wanneer ons wysheid ontvang om 'n situasie te hanteer nie? Dis 'n seën van God af.
So hierdie wat hy vir jou gegee het, moet ons weer gee. Jy kan dit nie vir jouself hou nie, want as jy heeltyd vir jouself hou, gaan jy begin doodraak. Jy begin stomp raak. So God sê, ontvang en gee. Die grootste seën is nie wat God gee nie. Luister mooi. Die grootste seën is nie wat God gee nie. Die grootste seën is God self. Dit is God self, want wanneer jy die seëninge ontvang van God af en jy gee, doen jy God se werk. En hy sien dit raak en hy word so opgewonde en hy is God. Hy sien jou. Hy sien jou en hy sien jou hart. Vrygewigheid begin nie net by baie nie. Dit begin by bereidwilligheid. Is jy reg om te gee wat God vir jou sê? Is jy reg dat jy 'n geseënde lewe wil lewe? Maar dit beteken nie net jy gaan dit ontvang nie. Dit beteken jy moet gee. Jy moet die see van Galilea wees, jy moet 'n lewe hê wat binne in jou is, wat ontvang en gee. Weet jy hoekom is daar 'n rivier wat vir hom gee? Hy gee hom nuwe suurstof, nuwe visse wat daar inkom in die Galileese see. Hy gee hom ietsie nuuts en dan gee hy weer uit. Ontvang van God af en gee weer uit. So die uitdaging vir die week. Bid, Here, wys my vandag wie ek kan seën. Jy het gehoor wat seën is, jy het gehoor wat God sê, maar wie kan jy seën? Vandag, môre, oormôre, die dag daarna, tot Sondag en nog aan en nog aan en nog aan. Lees Handelinge 20 vers 35 en 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 8 en doen, seën hierdie week ten minste een persoon deur jou tyd, woorde of hulp. Wees 'n seën vir iemand anderste. Daar's mense wat graag hê jy moet luister na hulle. As mense wat graag wil hê jy moet daar moet iemand net wees wat hoor wat hulle sê of omgee of hulle net liefde gee. As een ding wat iemand vir my hulle het so pertinent gesê van as jy 'n kind in die straat sien, maak nie saak wie se kind dit is nie, wat se kind dit is nie, jy smile vir hom. Jy smile vir daai kind. Hoekom? Want ek wil 'n seën wees en wys die liefde wat uit ons uitvloei. So, smile vir 'n kind as jy 'n kind sien. Die wêreld sê kry meer. Die wêreld sê ontvang, vat, hou dit vir jouself. Maar Jesus sê, gee. Want gee verander jou hart. Gee verander jou lewe. En gee verander die gemeenskap rondom jou. En gee verander my en jou. So ek wil vir julle 'n uitnodiging maak. So kom ons maak so. Almal se oë toe asseblief. Maak julle oë toe. Wanneer ons leer om met 'n oop hand te leef, ontdek ons dat God nooit ophou om sy kinders te seën nie. Ek wil julle vertel van ek het eers besef wat dit beteken dis beter om te gee as om te ontvang toe ek 'n kind gekry. En ek wil vir jou sê vandag, soos van jy is God se kind. Hy wil vir jou gee. Hy wil vir jou 'n geseënde lewe gee. Maar hy wil iets vra. Ek het 'n vraag vir jou en ek wil graag hê ons moet eintlik as jy in een van hierdie vrae val of jy voel jy's maar ek moet hierdie doen, ek wil vir jou uitdaag vandag om 'n stap van geloof net te vat en net op te staan van waar jy is. Leef jy met 'n oop hand of met 'n toefys? Wil jy dit verander dat die Here jou help om meer vrylik te wees? Is jy 'n kanaal wat van God se seën ontvang, maar ook ander uitgee? Of hou jy dit net vir jouself? En wil jy hierdie week
God se seën wees vir iemand anderste. As dit jy is, dan wil ek jy moet net soos opstaan vir my waar jy is. Wil jy 'n seën wees vir iemand anderste? Wil jy oop kanaal wees? Wil jy iemand wees met 'n oop hand? As dit jy is, staan op. Staan op. En hierdie is 'n uitdaging, maar uitnodiging. Want God sien wat jy nou gedoen het. Hy sien dat jy hier so staan, dat jy 'n stap van geloof vat. En ek glo dat God se seën oor jou sal val. So Here, waar ons hierdie diens afsluit en waar ons vir almal, waar almal net hierso wat die mense staan hierso vandag en sê Here, ek is ek wil iemand seën in hierdie week. Ek wil 'n oop hand wees, nie 'n two-face nie, Here. Ek wil 'n kanaal wees vir u seëninge. Want ek glo, ons glo in u Vader, ons glo in die woord en die beloftes wat u vir ons gee in die woord. Want dit is beter om te gee as om te ontvang. En Here, wanneer ons gee, sal u vir ons sê, ons gaan nooit tekort hê om te gee nie. So Here, ek sê vir u dankie dat u vir elkeen sal versterk en vir hulle die wysheid gee en vir hulle die insig gee van wat moet hulle gee, wat moet hulle doen en vir wie. Here, ons sê vir u dankie dat ons ook net in hierdie dankie sê vir die kerk, Vader, wat ons as 'n kerk vir ander mense ook kan seën vir wat ons ontvang. En Here, maar dat ons ook nie net hierso by die kerk sal hou nie, maar Vader, in ons eie lewens, wanneer ons die seëning ontvang, dit ook sal uitgee vir die gemeenskap rondom ons, want hier is 'n gemeenskap wat moet hoor van Jesus se goeie nuus, en hierdie goeie nuus is die evangelie, en hoe ons dit kan gee, Vader, is om hulle te wys van 'n Christen se oop hart, 'n omgee hart, 'n liefdevolle hart. Here, ek bid vir elke persoon hier om 'n geleentheid te kry. As dit vir iemand is, of dit vir iemand op die straat, of familielid, of wie ook al dit mag wees, dat U hulle sal oor hulle pad stuur, en dat hulle seën sal wees vir daai persoon. En ek bid, Here, dat U vir elke een ook in hulle gedagtes iemand sal plaas om te seën, om liefde te gee, om te bid, en gee, Vader. Here, hierdie is Bybelse beginsels wat ons leer, Here. En laat ons hierdie Bybelse beginsels toepas in ons lewens. Ek bid 'n seën oor elkeen uit, Vader, 'n seën oor hulle week uit, en waar hulle ook al mag gaan. En mag ons 'n geseënde lewe lewe, want ons wil ander seën met wat U ons weer geseën het. En ons bid alles in die wonderlike naam van Jesus Christus. Die gemeente sê, Amen, Amen.